vrou was sy nie. Geskryf deur Hannah de Pre en gelees deur Thea Jacobs. Haar intense pad met die Here word vasgevang in die Dani Botha lied wat sy gebid het in 'n baie moeilike tyd van haar lewe. Honestly, Jesus, you can strip me to the core, so I can love you more, living a surrendered life. En waarlik, dis hoe ons almal haar ervaar het. Nadat haar finansiële wêreld en huwelik 'n groot nou gekry het, moes sy in Abu Dhabi gaan werk om die pot aan die kook en die kinders aan die leer te hou. Met die intrapslag is fase 3 borskarssinoom by haar gediagnoseer. Maar wonderbaarlik het die mees bekwame geneesheer oor haar pad gekom en sy is daardeur as kankeroorwinnaar. En na 13 jaar keer sy terug, geskool in haar wandel met hom wat sy met haar hele hart vertrou, en beland van alle plekke op die klein dorpie Rivier sonder end in die Oeverberg. Haar huis word die basis van die Oasis Fellowship en 'n ware oase, soveel van ons wat dors na die lewe. Sy is ons alles in een geestelike moeder, life coach, om ons te begelei om te kan blom, immergroen, ouerskap, lering om die mammas te help om hulle kindertjies op te voed, om te koester, leierskapontwikkeling op soveel terreine en ook verhoudingsberader. Met so 'n geweldige spasie van grasie vir elke sukkelende, soekende, moedelose siel wat oor haar pad kom, tap sy in die wysheid van die wyse. Voor elke beradingssessie raak sy rustig, om hoor van die wyse, wat nodig is en wat sal opbou. Soveel sagtheid, soveel omgee, soveel van 'n tweede myl stap mens, en altyd, ek sal vir jou bid, en jy weet dit gebeur, intens en hartsorglik. En toe tref dit haar weer, die groot K. Hierdie keer 'n baie rare longkanker. Synoviale sarkoom. Dit vul haar borskars, druk op alles, gee intense pyn, slaan haar asem weg, tap haar kragte. Maar moedig gee sy oor, vertrou en weet, die Vader weet die beste. Ons sien hoe haar liggaam wegkwyn, maar haar gees al sterker word, en later weet ons dat haar tyd met ons raak kort. Ons weet sy het haar hele lewe vir ons almal uitgegiet, en met al wat God in haar belê het, maar elke asemteug raak later 'n intense inspanning. Haar kinders en kleinkinders vul haar huis, asook haar liewe hondjies is om haar die laaste paar dae van haar lewe. Haar laaste nag slaap haar dierbare sis met haar in haar dubbelbed, en hou haar styf vas en sy vra, bid asseblief dat pappa my kom haal. En so word hierdie gebed in die vroeë oggendure beantwoord. En soos op haar begrafnis die woorde, good and faithful servant, welcome home, die tema wat so weet ons, die goeie getroue diensmaagd het tuis gekom en in die heerlikheid van haar Vader ingegaan. Wat 'n vrou was sy nie. Lang gelede, ons was 7, sonder vrees of bang vir lewe. Ons was beste vriende, toe verloor ek jou. Een dag lang terug, 21, sonder wysheid, sonder rigting, vind ek iets in iemand wie ek kon onthou. Luister saam die storie man van my en jou. Ek
skryf die boeke hier binne my. Die sprokies is verhale oor jou en my. Ek lees dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. Bly om as jy die volgende woorde hoor. Ek sal jou altyd vind as ek jou verloor. Ek lees dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. En jy lees elke woord saam, ek's jou storie man. Jy's een van 'n soort boek se voorwoord, elke hoofstuk wat ek neertik, van begin tot aan die einde, net vir jou. Luister saam die storie man van my en jou. Ek skryf die boeke hier binne my. Die sprokies is verhale oor jou en my. Ek lees dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. Bly om as jy die volgende woorde hoor. Ek sal jou altyd vind as ek jou verloor. Ek sê dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. En jy lees elke woord saam, ek's jou storie man. Jy is die hoekom woorde nie opraak nie, want mens is niemand voordat iemand jou lief het nie. Ek skryf die boeke hier binne my. Die sprokies is verhale oor jou en my. Ek lees dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. Bly om as jy die volgende woorde hoor. Ek sal jou altyd vind as ek jou verloor. Ek lees dit met so baie gevoel, omdat ek alles bedoel, sodat jy alles verstaan. En jy lees elke woord saam, ek's jou storie man. Bloedrooi lipstiek. Dink mens aan 'n besondere vrou in jou lewe, gaan die eerste gedagtes terug na jou moeder. Reg? Ek eer my ma en sê steeds dankie vir haar, al is sy al 40 jaar in die hemelhuis. Weduwee op 41, met 2 dogters van 10 en 11 jaar. Mastektomie en haar moeder se dood binne 'n jaar van haar man se dood was nie maklik nie. Sy was 'n netjiese, waardige vrou wat sente moes omdraai, maar sy het nooit gekla nie. Sy het ons dogters dinge leer doen, en tussen ons 3 vroumense in die huis was daar baie lag. Omdat sy 6 dae per week gewerk het, was daar tog leemtes. Daardie leemte was gevul deur 'n formidabele vrou genaamd Anne-Sophie Lawrence, onteensiglik my lewensmentor. Hierdie niggie van my ma het in Napier se Boedorp gewoon, ons in die onderdorp. Ons het saam verjaar, ook saam met oom Willem Gilobie, wat vir Anne-Sophie liefderyk die koeivrou genoem het. Oom Willem was trouwens my vaderlike lewensmentor. Maar terug na Anne-Sophie. Haar man, oom Corneels, was 'n buitemens, 'n man vir perde. Anne-Sophie het 8 kinders grootgemaak in die klein huisie in die hoek van 'n massiewe erf aan die kant van die dorp. Saam met haar laatlang seun het sy ook die baba, Peter en kleuterseuns van haar seun aangevat. Die ouer dogters wat kon help, het jaar na jaar die huis verlaat, maar dit het nie 'n vingernaal ingeboet van die liefdevolle eysterhand van haar regering nie. As tienerdogter was dan Sophie my altyd beskikbare vertroueling, net 'n fietsrit ver. Sy was altyd besig, oor 'n groot balie vol wasgoed voor die agterdeur, in die hoenderhok of in die melkstalletjie of groentetuin op die erf. Waar ek haar egter die helderste onthou, is in die kombuintjie voor die swart stoof, met die reuk van vetkoek in die kombuis. Op die groot kombuistafel was daar deurentyd vullende baksels vir hongerseuns. Nie net vir haar eie 4 nie, maar ook 'n paar stuks vriende.
By dit alles was sy gereeld iewers in die dorp met haar mandjie te sien, tot diens van ander, waarmee sy ook 'n geldjie verdien het. Hierdie vrou het altyd gelag. Die son was op haar gesig en haar blymoedigheid, die uitstraling daarvan. Sy kon my gemoed lees die oomblik wanneer sy my sien en haar raad was altyd positief van aard. As ek probleme gehad het met 'n onbillike onderwyser, sou sy sê, onthou net, jy gaan nie vir ewig in die skool wees nie. My klagtes oor lawwe seuns het sy met die lagskit van haar vol lyf afgemaak met, dis hoe seuns is, hulle raak ook maar net groot, 'n mansmens bly 'n jagter. Selfs toe ek al getroud was en my menswees soms 'n knou gekry het, was haar raad meer as een keer, sit net vir jou rooi lipstiek aan. Dit is wat ek tot vandag toe hier in my herfsjare dra, bloedrooi lipstiek. Kom na Midas Bredasdorp en Swellendam en sien die verskeidenheid produkte en promosies beskikbaar. Ons winkel is ontwerp rondom die behoeftes van voertuigeienaars en motorwerktuigkundiges en fokus op kwaliteitprodukte teen die beste prys. Van globale handelsmerke tot die groepe se privaat etikethandelsmerke. Of jy nuwe ruitveers, 'n waterpomp of oliefilters benodig, ons het al die motoronderdele, sleepwa en wielbykomstighede wat jy nodig het. Midas Bredasdorp en Swellendam. As jy deur die pragtige Elim toer, kom, ontspan en maak Rehoboth Selfsorg Gastehuis jou tuiste. Ons ontspanne atmosfeer sal jou sak pas. Skakel Elsie Tours and Accommodation by 082 8136 775 082 8136 775. Ons verwelkom jou met oop arms. £6 and 9 ounces, looking up at me like I have all the answers. I hope I have the ones you need. I've never really done this. Now I know what scared is. Sometimes I'll protect you from everything that's wrong. Other times I'll let you just find out on your own. But that's when you'll be growing, and the whole time I'll be knowing you're gonna fly with every dream you chase. You're gonna cry, but know that that's okay. Sometimes life's not fair, but if you hang in there, you're gonna see that sometimes bad is good. We just have to believe things work out like they should. Life has no guarantees, but always loved by me you're gonna be. I'm afraid you'll have to suffer through some of my mistakes. Lord knows I'll be trying to give you what it takes to know the difference between getting by and living. 'Cause anything worth doing is worth doing all the way. Just know you'll have to live with all the choices that you make. So make sure you're always giving way more than you're taking. You're gonna fly